Waarin lê 'n Kersfees? Lê dit in die helder stadsliggies, die oordaat, geskenke toegedraai in duur papier, 'n winkel Kersboom versier met alles wat blink is in 'n nagemaakte Bethlehemster. Lê dit in tafels wat kreun onder die kos, of 'n Kersverhaal waarvan die woorde so vinnig vergeet word, en Kersgesange wat deur die wind verwaai word. Wat lê in die ware boodskap, of vergeet ons so maklik waaroor dit gaan? Dit lê in God se natuur, in eenvoudige skaapwagters wat eerste by die engel die blye boodskap gehoor het. 'n Josef en Maria wat deur God geseën is met sy grootste geskenk. Wyse manne en vroue wat die waarheid kon sien. 'n Engelekoor wat die Here kom prys. Dit lê in kinders wat niks anders as liefde vra nie. 'n Ma en 'n pa en 'n bordjie kos in 'n skool. 'n Kersverhaal oor die nederige geboorte van 'n kindjie wat die wêreld sou red. Dit lê in die harte van mense, oulap en vlakteplase mense. Waarin lê 'n Kersfees? In geloof, hoop en liefde. Herders op die oop velde het die nag die engelekoor met die blye evangelie uit die hemele aangehoor. Met hul harte vol van vreugde praat hulle van die Jesuskind, herder vir die mense op aarde wat verdwaaldes soek en vind. Welkom by Kersfees in die Klein Karoo. Die kraaie vlieg so flap, flap, flap op pad na die rivier. Die een bring brood en die ander bring vleis, soos die Here hulle beveel. 'n Garingboom is deur die liewe aarde geskenk om die kinders se handgemaakte versierings te dra. En soos met alles, is haar ywerig deelgeneem. Hulle knie die brood met olie en meel en hulle was so bly. Die skool het eintlik uit nood uit ontstaan, want ek is gevra deur die destydse skoolhoof om Jaans kom help tog. En nou gaan oom Jaans nou, wat is dit nou nie, die fondamente van die ou skooltjie sak in mekaar en ons het nou sukkel so. Nou toe het ons nou heen en weer gewoel en gevra en toe besef die enigste manier om iets positiefs tot stand te bring is om 'n nuwe skool te bou. En ons het in Januarie 2005 die eerste bakstene gelê en begin bou en in Augustus het ons in die eerste 3 klaskamers toe ingetrek. En nou 7 jaar later is dit die vreugde om te weet jy het 'n skool gebou op 'n fundament van liefde. Nie op beton nie, maar op die liefde van kinders en op die liefde van 'n gemeenskap. Goeiemôre meneer, hoe gaan dit met u? Goed, dankie julle. Met ons gaan dit baie goed, dankie meneer. Behalwe die normale kurrikulum het ons op 'n donderdag musiekklasse vir die kinders. Ons het kunsklasse vir die graad 1 tot 3 met opvoeders wat spesiaal vir hulle inkom. Dan het ons ook sportaktiwiteite. Op die oomblik minimaal. Veral omdat ons 'n gebrek het aan fasiliteite, sportfasiliteite. So ons probeer maar om met die mini-netbal en die mini-cricket en die mini-sokker vir hulle soveel as moontlik blootstelling te gee. Wat maak hierdie kinders spesiaal? Waarskynlik die feit dat die kinders met so min tevrede moet wees en dan hulle beste in die skool moet gee. Die feit dat hulle wil presteer. En die feit dat ons het kinders met baie uitsonderlike gedrag, geen gedragsprobleme nie. En as mens ons skool met dorpsskole vergelyk, is dit 'n besliste pluspunt. Dit is die wonder om te sien dat kinders wat niks het nie, soveel kan ontdek en soveel kan ervaar om vir hulle self 'n nuwe droom en 'n nuwe toekoms te skep. Jesus het my mooi gemaak om my liggaampie op te pas. Dat is my hande, dat is my voete, dat is my lyfie. Doen het, lyfie, doen het, doen jou lyfie, doen jou lyfie, doen het, doen jou lyfie, doen het, doen jou lyfie, doen het. Ik kijk naar die babas van 6 maanden en betekent hulle jonger. En dan gaan we van die ouders se werk. Nou wat leer jy vir hulle of speel hulle maar net? Die meeste van die tyd is aan blokkieswerk. Want blokwerk is baie interessant. Want hulle leer met kuns, hulle werk met wiskunde en hulle leer sommer om te tel en die meeste van die goed te doen. En is jy die soetste van almal? Is jy die heel soetste? My
Ek het omtrent seker vir 37 jaar in die dorp onderwys gegee. En nou is ek, die jaar was ek gelukkig geweest, omdat die meester my geplaas het hier by Vlakteplaas. En my rol hier is om die kleintjies op te voed en veral die graad 1 nie, om vir hulle op die pad te kry. En dan is ek natuurlijk daar by die mini cricket. Ek speel ook nou en dan saam met hulle sokker. Of jy wil glo of nie, hardloop net so lekker saam. Ons rond, ons gaan alle hoor, nee, 7334 af, want ons af tot die naaste 10. Aan die eerste plek is ek 'n opvoeder, permanente opvoeder hierso. Ek gee vir graad 4 en 5 gee ek les. As die hoofie is, dan neem ek waar in sy plek. Wat my betrokkenheid hierso is, ek is die sportman van die skool. Ek is ook baie lief vir wiskunde, is my hoofvak. En ja, ek is maar nie die om die kinders te help ontwikkel en te sien dat hulle ook eendag iets in die lewe word. Ik woon 8 dagen op het terrein. En voor mijzelf is het zo van blijdschap. Mijn betrokkenheid samen door Jans. Want als ik oom nodig heb, dan is oom daar. Als ik oom op mijn nummer druk, dan is ik daar. Nou, voor mij is het bij voorrecht. En zelf, als ik ook aan werk toe kom, wel eerst wat te kijken of alles veilig is. Zelf, voertuigen en zo. Dus om dat altijd een standaard te houden. So my voorreg as die kinders elke dag in 'n netjiese en in 'n skoon klas in kan kom, dis vir my voorreg om alles net dan as 'n netjies te kan hou. Goeiemôre besoekers, hoe gaan dit met u? Met ons gaan dit baie goed en hoe gaan dit met julle? Met ons gaan dit baie goed, dankie besoekers. Die leerders is goed gedissiplineerd, is my baie aangenaam om onderwys te gee by Vlakteplaas. Ons het nie nodig om te sukkel met enige aktiwiteite of enige apparaat of iets wat ons nodig het nie, want ons die skool het van alles en ons is so bevoorreg om so 'n pragtige skool te hê met alles in die klas. Ons het, jy kan sien die televisie hier, ons het die store wat ons apparaat kan pak. Ons het 'n geruim klaskamers, so ons is baie gelukkig hier waar ons op Vlakteplaas is. Ek wil hê die kunsklas moet die lekkerste klas wees wat 'n kind kan bywoon, want dit voel vir my asof kinders wat self sukkel om uit te blink. In die kunstklas is daar nie reg en verkeerd nie. Almal kry eweveel kans om ewe veel uit te blink en hulle uit te leef. So ons doen heerlike goeders. Ons doen nie voorgeskrewe riglyn goed nie. Ons doen sommer net lekker kunsgoed en verf en plak en loop rond en sing liedjies. Ek dink die kunstklas is die lekkerste klas om in te wees. Dis die belangrikste wat ons met ons landelike kinders kan doen, is om vir hulle eie trots te gee, om vir hulle te sê dat hulle die mense en die lewe in die oë kyk. En sê ons is op pad ergens heen. Want ons so min besef ons dat in watter haglike toestande die landelike gebiede is wat betref die kinders. Hoeveel armoede daar is. Hoeveel miljoene kinders slaap op 'n vloer, eet met hulle vingers. Hoe min het hulle? Daar is nie krag nie, daar is nie televisie, daar is nie radio nie. Daar is nie eens in vakansies sakgeld om 'n Coca-Cola te koop. Daar is niks. En dan binne in daardie geraamte van niks is al wat ons kan doen is om vir hulle 'n liefde te gee en vir hulle te sê moenie na vandag kyk nie, kyk na môre. Kyk na wat jy als kan bereik. Enige iets is moontlik. As 'n beeswagter as 'n kindjie met 'n breinkombersie op 'n naakte lyf beeste opgepas het. Eendag die president van Suid-Afrika kon geword het. Dan kan julle almal 'n Nelson Mandela's wees. Dan kan julle almal enige iets in die lewe bereik.
Niks is vir God onmoontlik nie. Toe sê Maria, ek is hier om die Here te dien. Laat met my gebeur wat U gesê het. Toe Josef uitvind dat Maria 'n baba gaan hê, het hy gedink hy moet dalk nie meer met haar trou nie. Maar 'n engel van die Here het in 'n droom aan hom verskyn en vir hom gesê: Josef, moenie bang wees nie. Dit is die wil van God. Maria sal die seun van God in die wêreld bring. Jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat die mense van hulle sonde sal verlos. Vriende, laat ons die Bybel oopslaan en laat ons daai uit lees. O Allerhoogste Gees, laat hierdie woorde na ons harte gaan. En vriende, die Here het vir my gebring sy wonderwerke. Ook so het hy vir my gevra wat's in my hand. Nou vriende, in my hand was my kitaar. Kom laat ons sing. Dat Kersfees eintlik 'n eenvoudige verhaal is. Net die storie van 'n kind wat gebore is in 'n stal op strooiwale. En eintlik is hierdie kinders in hierdie gemeenskap waarin ek en Elmarie bevoorreg is om te lewe, is dit 'n klein Jerusalem in Afrika. Ons het nie weelde nie. Ons kinders en ons kinders se ouers kan nie pronk met sierade nie. En vir ons is Kersfees 'n klein fees net so. En as daar 'n koekie is of daar is 'n lekker goedjie, of daar is 'n lappie klere, dan is dit ongelooflike vreugde vir al die kinders. En wat vandag hier gebeur by die skool, is daai selfe eenvoud. Hulle het vir ons vlaggies van koerante gemaak. Hulle het vir ons gekleurde papier en allerlei mooi stringetjies gevleg. Hulle het hoede gemaak. Hulle het alles gedoen met soveel entoesiasme die afgelope weke. Ek het geknip en geplak en gespoeg. Ons het die vlaggies gemaak om Jans het gesê, ons gaan nie goed koop nie, ons gaan goed gebruik wat ons het. Want ons is plaaskinders, dis 'n plaaskool. So ons het koerante gevat en ons het die koerante uitgeknip en geverf en vlaggies gemaak. En die marathon mense van De Rust, wonderlike klomp mense wat die skool baie goed gesind is, het vir ons ek weet nie hoeveel honderde kombersies gegee nie wat hulle gebruik het, en van die komberse is geknip om al hierdie kostuums te maak. So nee, dit was 'n wonderlike proses. Mense moet baie kreatief dink as jy niks het nie. Dan sit klippe en stokke en koerante en komberse, maar daar het ons. En nou is jy besig. Hulle gaan 'n Kersspel hou. Hulle gaan die liewe Jesus op die planke bring. En hulle is nie kinders wat
voordra in aanbied en spog nie. Hulle is net ons kinders, hulle is net ons plaaskinders, hulle is die hart van die klein Karoo. Hulle voete loop hier oor die sand. Hulle glimlag is weerkaats van die berge af. Hulle is die ewige liewe Jesus kinders. Kyk goed, jy laat almal weet, 'n jong vrou wat ek self uitgekies het, sal swanger raak en geboorte gee aan 'n pragtige baba seentjie. Maria. Hoe ken jy my? Jy is 'n begenadigde vrou, die Here is met jou. Wie is jy? Moenie bang wees nie, die Here God het jou gekies om sy seun in die wêreld te bring. Hoekom vir my kies? Jy Maria, uit al die jong vroue, het genade ontvang en die Heilige Gees sal oor jou skyn soos 'n helder sonstraal en die krag van die Allerhoogste sal jou beskerm teen alle gevare. Wat moet ek doen? Jy Maria sal 'n seun hê en jy moet hom Jesus noem. Augustus beveel dat elke mens in die ganse wêreld sy name en adresse in 'n groot boek aangeteken moet word. En dat elkeen aan die naaste groot dorp soos Oudtshoorn moes gaan om opgeskryf te word. Nou ja, Josef, 'n jong slim skrinwerker uit die stam van Dawid, het toe baie ver van Nazareth in Galilea al die pad tot in Bethlehem gestap hiervoor. En was Bethlehem nie gepak met duisende mense nie? Daar was meer plek vir 'n meis nie. En Josef kry eers laat nag slaapplek in 'n stal van alle plekke. En raai nou net wat? Julle sal nie wil glo nie. Die einste maagd Maria, die God geheilig, is net mooi sy verloofde. Sy het sowaar op 'n donkie saam met hom gekom. En sy was boonop swanger met die baba in haar lyf. Ons probeer om binne in hierdie, sal ek sê, hierdie karkas van die skool, nie net die ABC vir die kinders te leer nie, maar om vir hulle volwaardige, ronde mense te maak. Ons het 'n mediese skema, die kinders se gesondheid word versorg, ons het elke jaar in ons oogtoets, elke kind se oë word getoets en die wat bril moet kry bril en die wat oogoperasies moet ondergaan, word geopereer, katarakke word verwyder, lense word ingeplant. Baie van die kinders by die skool het 'n probleem met hulle oë. En Dr. Kriek was so wonderlik geweest dat hy 'n hele paar kindertjies se oog laat toets het. Eintlik die hele skool se oë laat toets het en oor die 43 kindertjies het brille gekry. En dit was absoluut wonderlik. Dit was wonderlik om hulle te sien en 'n kind wat glad nie kon lees nie, hoe opgewonde hy is sy toe hy nou die lettertjies en die klankies sien en ag hulle was so opgewonde. Ons het hulle oogoperasies laat kry, ons het katarakke verwyder.
Ons het vir hulle nuwe lensies in hulle oë gegee. En hulle is van ons liefste en dierbaarste kinders. Hulle is elke dag op die skool. Hulle is elke dag hier. En hulle probeer hulle bes. En hulle het die voorreg nou dat hulle die lewe kan ingaan en kan sien en 'n beter toekoms te kan hê. Ons het 'n kombuis wat ten volle funksioneer met voltydse kokke. Warm eet is voorsien ons elke dag aan die kinders hier by 9:30 in die oggend sodat hulle energievlakke onmiddellik kan verhoog met goeie voedsel en goeie liggaamlike versorging. Amen. Onze chutney hoender en dan onze mensbol met de bruin eierstuw. En onze gele rijst en die gebakte aardappel en die zoetwortel. En die broccoli en die bloemkool met de kaassaus. En onze sla is een mengelsla. En die nagerecht is jelly met kasten. En een roomijs. En dan ons koek ook op die spijskaart. En een sap. Mag jullie dan ook eten? Ja, ons mag ook eten van als dat oor is. Ons gaan zorgen dat hulle min eet. Hier is die oorvloed nie, en die mense ken van swaar kry. Maar tog kan die kinders hier onbevange speel, soos Frederika en haar maatjie Ashwin. Hier langs 'n sinkhuisie, waar niemand hulle kan keer om groot te droom nie. Waar die verbeelding vrye teel sit, waar niks onmoontlik is nie, en waar vreugde 'n tuiste vind. We hebben nog maar net die 2 kamers, en ons is een gezin van 6, en hadden nog maar een klein kombuisje. Ons maak mieliesem bonen, kolen, aardappels, pap, erwtensop. Dat is onze gewone kost, dat we elke dag eten. Ik gooi die meel in die schotel in en dan gooi ik een knipje gesinsuurdeeg en een knipje suiker en dan zout. En dan knie je die brood en dan maak je hem toe, dan rijst je brood en als je gerijst is, dan rol je hem uit en dan snij je hem en dan ik krap nou kool uit, dan zet ik die rooster op en dan zet ik die brood op. Vlakteplaasschool betekent voor onze kinders baie, vooral die opvoeding. En onze kinders kan 's oggends opstaan, was, aantrekken, school toe gaan zonder om iets te eten bij de huis. Dan weet ons, als je ouders, die kinders gaan iets bij die school eten. Vooral zoals 10 uur krijgen ze een bord kost. En maar als die school uitgaan, dan krijgen ze brood en zo aan. Zoals die kind bij de huis komt, en hij niet nodig om te komen kost vragen of zo. Nee. Hij komt net en hij zet zijn boeken neer en gaan spelen. Later als hij terugkomt en iets komen leren. Goed, zoals de ouders nou voor hem zeggen wat hij moet doen. Dat is wat Vlakteplaasschool voor onze kinderen betekent. En dat is een prachtige school, meneer. Voor onze kinderen, ze krijgen elke dag kost. Ze krijgen opvoeding. Here, laat die name geheilig word van al die kinders van ons land. Van hulle wat modderkoekies gebak het uit sy aarde, tassies gejag het in sy klowe, wol getrap het in sy krale.
En Here, sien ons hande aan. Kyk, om my wit pols is 'n armband van gras. My donker speelmaat het dit kunstig gevleg soos ek nooit kon nie. Aan U behoort die land en die son en die skape van sy weiding. Gee ons liefdevolle hande, Heer, en sny Uself versigtig aan die belemmerde kleed, sodat daar nie onnodige bloed verspil word nie. En deel Uself die loetjies uit. Elkeen se agtergrond verskil in, maar ek vat so elke kindjie is uniek. Om saam met vriende te speel en ek hoef van my onderwysers en die take wat ons skryf. Die onderwysers en my werk en so sport, netbal en die kos en dan my vriende. Goeie onderwysers, lekker vriende en die kos en nog steeds ek hou baie van die skool. Om sport te speel en om my wiskundige klasse te wees. Sport soos sokker, rugby en cricket en onderwysers en my vriende hier. So my lekker by die skool. Die kinders van die skool het baie mooi gesindhede, regtig waar. En die ouers is fantasties, want die ouers is baie betrokke. Te spelen en te spelen een bal te spelen en te cricket te spelen en ons spelen lekker. Mijn vrienden, die onderwijzers, die vakken wat die onderwijzers ons aanbiedt en wanneer ons betekent sport bij ons school niet. Op maandag dan gaan ze ons aan die zaal en dan zijn we ons een beetje en dan doen we onze godsdienst. Dan komen we terug en dan doen we onze vakken. Die onderwijzers, die sport, onze vakken wat ons skryf en die opvoeders en allemaal hier by ons skool. Die feit dat hulle niks vanselfsprekend aanvaar nie. Alles is 'n geskenk. Alles is nuut. Iets soos verf, iets soos blokkies, iets soos glitter. Toe ons die glitter uithaal vir die sterre, dis die wonderlikste ding om glitter te sien. Dis net alles is nog 'n wonder. Hulle is onskuldig en hulle is oop. En hulle is net altyd dankbaar en hulle is so sonder inhibisies. Om te speel en om te spelen met mijn maatjes en mijn maatjes spelen kan me lekker jag en ik en mijn maatjes spelen baie lekker. Die onderwijzers, mijn meneer, mijn schoolvrienden en allemaal ook bij de school en dat is baie lekker. Die onderwijzers en al mijn maatjes wat ik eet. Ons het 3 permanente stigtings in Europa gevestig. Een in Londen, een in Nederland en een in Vlaanderen. Maar ek moet die grootste dankbaarheid betoon aan hierdie stigtings, want dit is die mense wat op 'n voltydse basis fondse insamel. Ons het skole, ons het kerke, ons het privaat persone wat oor hele Europa
fondse vir ons projekte insamel. En hierdie skool kan nie bestaan sonder daai welwillendheid en daai geesdrif nie. Ons personeel soos ons pianis, ons kunsjuffrou, ons babahuis, ons kleuterskool, ons kokke, ons kombuis, alles word bedryf deur fondse wat ons van ons stigtings af inkry. En dit is eenvoudig wonderlik en ek wil spesifiek graag vir Karoo Care in Nederland hulde bring, vir Itemba in Vlaandere en vir Karoo Care Londen, wat met soveel geesdrif werk en hierdie skooltjie binne in hulle hart dra soos ons almal dit hierso doen. En dan ons Suid-Afrikaanse borge is 2 groot borge, dis Tiger Brands wat vir ons baie voedsel voorsien, wat ons nie net in die skool gebruik. Ons het nog 3 ander crèches in die omgewing wat ons voed. Ons het ou mense en bejaarde mense wat ons maandeliks van kos voorsien. Ons het 'n hele getal van omtrent 1000 werklose mense in die omgewing van Oudtshoorn wat ons via 'n ander kerk ook voeding gee. So ons het hierdie voedingsprojek strek ver uit. As gevolg van die ondersteuning van Tiger Brands en veral Shoprite Checkers. Dit is die groot Suid-Afrikaanse borge. Al die klere wat hierdie kinders dra, verskeie uitrustings deur die jaar, kom uit die, sal ek sê, uit die Checkers kas. En ek het die geleentheid om te sê dankie. Dankie vir wat julle vir ons beteken. Ek is regtig jammer dat julle hier in die stal moet slaap. Maar my gastehuis is stampvol. Maar soos julle kan sien, is dit skoon, droog en lekker warm en vars strooi om op te lê. Die diere sal ek wegvat. Baie dankie dat jy ons gehelp het. Ons het al oral vir slaapplek gesoek, maar niemand kon ons help nie. En arme Maria is al so moeg en swak en sy moet nou rus. Ek moet nou na my ander gaste gaan versorg en ek los die lantern vir julle. Baie dankie, vriend. is koud vannacht. En hier is niet eerst een hoedje om vuur te maken nie. Ek hoop daar in die skape is veilig. Dit was net nou daar, hulle is gesorg. En min, het jy die wachten van skape geweet, dat hulle eerste so hoor van Jesus' geboorte. Dat hulle eerste die blytyding so ontvang, lang voor konings en prinsesse dit so uitvind. Die engele gedaan, in aparte gekleed, en spesiaal aan hulle verskyn. Moenie skrik nie. Ek bring vir julle tyding van groot blydskap. Julle saligmaker, wat Christus die Here is in die stal van Bethlehem gebore. Staan op. Word wakker. Volg die groot blinkster hierbo, tot by die stal waar julle die kindjie in die krib sal kry, toegedraai in doeke. Laat ons dan na Bethlehem gaan en hier die ding sien wat gebeur het. Moenie laat ons wag nie, want die Here roep ons en ons moet luister. Julle lieflike gesin.
Die grootste dankie moet ek eintlik bring aan ons opvoeders, aan Colin, die skoolhoof, aan Leni, die borrelende geesdriftige juffrou van die kleintjies, aan Helen, ons konsertmeester, aan Isak, en ons kombuispersoneel, Marinda, en Sina en Elna, aan Berenice daarvoor in die kantoor, aan Johanna daar by die kleintjies, aan Esmerella wat die babietjies so versigtig en so mooi vir ons oppas, aan Andries wat ons opsigte, ons faktotum, wat beheer oor al die kosvoorrade uitoefen, aan Glendine, ons kunstjuffrou wat met soveel enthousiaste ons kersmoeder is, en aan Niels wat elke week so getrou en met soveel liefde die kinders leer sing en musiek maak. En alles saam is so 'n sirkel van liefde waarmee hulle die kinders omhels en waarmee hulle hierdie nuwe droom vir ons arm kinders bring. Sodat hulle ook eendag in die lewe kan ingaan met fondamente gebou op vreugde en op ware menswees. Ek sê vir julle baie dank. En nou kan ons met ons eie oë sien dat hulle die waarheid gepraat het. Hoe wonderlik is dit nie? Ons prys die grote God van hemel en aarde. Geboren is, waar bergen en dalen, en tot een velden en verre landen verspreid. Tot bij die wijze sterrenkijkers in die oosten, had die schitterblindster gezien het, en toen zo vraag is van koning Herodes en dat Jerusalem gaan vragen. Waar hij met als koning van die Joden geboren is? Nou kijk, jullie moest daar kon geweest zijn om te horen hoe Herodes te keren gaan. Want zien, hij is die koning en geen niemand anders niet. Maar het is een andere story voor een andere dag. Hierdie 3 wyse manne het hulle nie die Rome laat afsit nie. O nee, hulle het hulle kamele met kos en komberse en diereskenke van egte goud, wierook en mirre gelei. En die ster per daar en daar tot by die krib gevolg. Daar aangekom het hulle voor die kindjie neergekniel en om hulle bewys. Ja, net daar in die stal het hulle die pracht en praal geskenke neergesit by ons liewe Jesus babatjie in die arms van sy moeder Maria, omring deur Josef en die skaapwagters. In die Haai Karoo het hulle die ster gesien en die engel geglo. Al kiddies in 3 bondels gevat en aangestryk met 'n jakkalspad. Al agter die ding wat skuivend skyn op 'n plakkie, 'n klip, 'n syferfontein. Oor die sink in die sak van distrik 6
waar 'n kersie brand in 'n stikkende vles. En daar tussen esels en makreel die krib gesien en neergekniel. Die skaapvet eiers en biltong nederig gelê voor God se klong. En die Here gedank met gesang en gebed oor 'n kindjie wat ook die volk sou red. Oor die hele affære het uit 'n hoek 'n broeis bantam agterdogtig gekloek. My wens vir hierdie kinders is maar net dat hulle eendag iets vir die gemeenskap en vir Suid-Afrika kan beteken. Want dit baat nie jy hou skool en jy wys nie vir hulle die visie wat daar ver lê nie. So ek probeer in my hoedanigheid om vir hulle te ontwikkel dat hulle eendag iets word, dat die skool die tuiste vir hulle word. My klas moet 'n tuiste vir hulle wees om groot te kan droom. As daar een ding is wat 'n mens het, is drome neem 'n mens na nuwe horisonne toe. En as mense ons kinders in ag neem, wil mense hele moet hoogtes bereik. So my wens en die personeel se wens vir hulle sou wees om soveel as moontlik, so ver as moontlik te kan kom met dit wat hulle tot hulle beskikking het. En dit is waar in die skool met ons kinders op pad is. Om net 'n goeie Kersfees te hê saam met al my familie en vriende. Om eendag 'n beroep te word en prokureur te raak. 'n Onderwyser of 'n dokter te word. Om vir ons medemens 'n goeie voorskep te bring. 'n Goeie beroep en universiteit te gaan. 'n Polisie. Om eendag 'n spesiale manier te kry. Om 'n onderwyser te word of 'n dokter. Om eendag 'n dokter of 'n onderwyser of 'n speurder te word. Moenie soek na die blink. Moenie soek na die nuwe. Moenie soek na die oorvloed en die oordaat wat ongelukkig so deel is van Kersfees en van feestyd. Soek na die liefde. Soek na die warmte van 'n vader en 'n moeder. En 'n vriendskap. En omhels die lewe soos dit is. Vou dit in jou hart toe. En wees net kind. En weet net dat selfs die grootste verhaal van die liewe Jesus kindjie wat gebore is in 'n stal gebore, in eenvoud. En laat julle in daai selfde eenvoud die grootste droom kan leef. Ek wil 'n dogter wees of 'n onderwyser of 'n juffrou. Kersfees saam met familie deur te bring by die see en om 'n goeie geskenk te kry. Om 'n dokter of 'n aktris te word. 'n Aktrise? Baie dankie dat julle almal so mooi geluister het. En soos ons nou groet, kom liewe engel Gabriël met al die engeltjies in die hemel om God te prys en te loof wat hy alles vir ons doen. Welkom o stille nag van vrede, onder die suiderkruis, wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Hoor jy hoe sag die klokke buier, in eeue oue taal. Kyk, selfs die nagtelike sweye vertel die ou verhaal. Voel jy ook nou sy warm liefde, as ons die dag gedenk, toe hy sy seun na ons gestuur het, ons grootste Kersgeskenk. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somerkersfees, 'n
in hierdie land. O ja. Dat ek so sê, ek is 'n handy girl, so ek is oral betrokke en ek doen van alles en nog wat. Ja, sy is die pianis en die koormeester. En julle self gehoor. Baie dankie almal van julle kinders in die koor. Jy sien wat kan gebeur as jy nie kougom eet. En waar op aarde sou Leni wees? Waar kruip sy weg? Gedruk en getik tot binne in Pretoria. Dis hy. Dis hy. Kom lief, hy kan my skuld gedra.